is meer werd as die lewe, daarom sal ek U prys. Ek sal U my lewe lank loof, my hande ophef om U naam te prys. Ek groet julle vanoggend deur die genade en vrede van God ons Vader en deur Jesus Christus, wat tot julle kom deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons sing hierdie volgende lied saam, ons kan dit ook sittende doen, nader my God by U. Jesus deel met ons daar in Johannes 7, dan sê hy, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Kom ons reageer hierop, kom ons reageer deur die lewenswater uit ons uit te laat vloei, deur die volgende 2 lofliedere saam te sing, alle volke klap julle hande en ook lied 212. Ons kan dit staande doen en lekker saam sing.
gee om vorentoe te kom en dan gaan hy die doop hanteer. Nou ja, daar het julle vir Tannie Linda gehoor. Tannie Linda het vir baie jare by ons die orgel gespeel en klavier gespeel en sy is toe bietjie deur van 'n gesondheidsuitdaging. Sy het geval en seer gekry en kyk hoe pragtig speel sy vanoggend. En dit is op die doop Sondag van haar kleinkind. Wat 'n voorreg om hier die lied te kan speel. Sy gaan ook na ons die doopbediening gaan sy my enigste troos speel en dan wil ek vra dat julle sommer lekker saam met ons die doop vier deur hierdie pragtige lied te sing, want dit is tog wat ons almal wat hier is in gemeen het. Ons is gedoop. En ek het dit goed gedink om nou nie die formulier volgende te lees nie, maar julle net te herinner aan 'n teksvers wat vir my verskriklik kosbaar is. En dit gaan oor die roeping van Abraham. Die eerste ding wat God vir Abraham sê is: leef naby my en wees opreg. Ek is God die Almagtige. En dis die eerste kernboodskap van die doop. Die oproep van God dat hy mense deur die eeue kies, met hulle verbond sluit, sê ek is God die Almagtige. Wees opreg en lewe naby my. Dis ons roeping as kinders van die Here, as volk van God om naby hom te leef en opreg te wees. En dan hierdie ongelooflike belofte, en dis wat ons gaan vier met die doop vanoggend. Wanneer hy sê ek wil jou seën. Wie kom ek kerk toe? Want dis van die min plekke waar die mense my nie kritiseer nie. Maar die eerste ding wat Jaya sê, genade, barmhartigheid en vrede vir julle. Wat 'n wonderlike plek om te wees. 'n Plek waar jy weet die Here seën jou. En met die doop vier ons die belofte van God, ek gaan jou seën. Ek gaan jou 'n man van betekenis maak. En dan wil ek aansluit by ons teks vanoggend, so 'n bietjie gekroek, 'n bietjie vooruit gelees. Ek hoop van julle ook, so het die teks deurgegee. Dis 'n teks wat op 'n manier bevestig dat God gewone mense gebruik om 'n dooie wêreld in 'n lushof te verander. Dis al wat ek kan sê. Ek dink jy gaan baie meer as dit sê. Maar dis ons roeping. Lewe naby my, wees opreg. En onthou, ek gaan jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak. Maar wees jy tot seën vir ander. Ek wil vra dat Eugene en Lenet vorentoe sal kom. Ek wil graag vir hulle die geleentheid gee om te antwoord op die geloofsvraag. Die doop bly 'n baie spesiale moment in enige ouer geloofsouer se lewe. En ons weet dat ons dit nie doen uit 'n gewoonte nie. En ons weet ook dat dit nie 'n geleentheid is waar ons kinders hulle name kry nie. Dis 'n geleentheid waar God hom aan ons verbind. En sê ek het jou gekies. Raai wat, ek gaan jou eerste seën.
Voordat jy enigiets vir my kan doen, ek vir jou tot seën wees. Wees jy vir my tot seën. As ouers sit julle verantwoordelikheid om vir klein Lenel van die belofte van God te vertel en vir haar van haar roeping te vertel en haar te herinner dat sy haar roeping elke dag prakties uitleef. Maar sy moet bo alles weet dat sy God se geliefde is en dat hy haar seën en hy vir haar tot seën wil maak. As ouers moet julle dan op die volgende vraag antwoord en let op, ouers, ons moet onthou dat wanneer dit by die doop kom, dit nou nie klein Lenel is wat nou die beloftes maak nie, dis die ouers. En die ouers kan die volgende dinge belei. Belei julle dat terwyl ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en as lidmate van die gemeente gedoop moet word. En tweede, aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk soos in die belydenisskrifte verwoord as die ware en volkomme leer van verlossing. En ten derde, en dis die belangrike ene, meer is enigiets anders. Beloof julle om hierdie kind in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is julle antwoord? Ek wil vra dat julle sal nader staan. Lenel Tyler, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Nou, jy behoort aan God en ek hy al sy beloftes vir jou toe. Here, wat 'n voorreg om 'n genadige God te hê, wat 'n ongekende en 'n onbeskryflike groot liefde vir sy kinders het. Wat kom met beloftes van seën, wat vra dat ons naby U moet leef, en van ons vra om vir U tot seën en vir die wêreld tot seën te wees. En dit is my gebed. Ek wil bid vir Eugene, en ek wil vra, Here, dat U hom as hoof van sy huis sal seën, dat U vir hom 'n goeie pa sal maak, 'n goeie lewensmaat sal maak. Ek wil bid vir Lenet en vra, Here, dat U haar sal seën en vir haar sal vul met die Gees. Here, 'n ma is die een wat 'n huis bymekaar hou. En ek vra dat U haar besonderse gawe sal gee om hierdie huis bymekaar te hou. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Kom ons vier saam met hulle die belofte van die doop. Ek mag vir hulle die chops gee. Daar sê. Ek is seker van Jair het nog iewers chops. Terwyl ons gaan sit, kom ons sing hierdie pragtige lied wat sê my enigste troos in lewe en dood is ek aan Jesus Christus behoort. Dankie Tannie Linda.
Ons lees vanoggend saam uit Jesegiel 47 en voor ons daar saam lees met ons Bybels so oop, ons lees van vers 1 tot 12. Kom ons bid saam. Here, ons kom na U toe vandag en vra dat U met ons kom praat. Praat met ons deur die woord, maak ons harte stil, maak ons gedagtes toeganklik, Here, om U stem te kan hoor. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons lees saam Jesegiel 47 vanaf vers 1. Die man met die meetstok het my teruggebring na die ingang van die tempel toe. Toe sien ek daar kom water onder die tempel se drempel uit aan die ooste kant. Die tempel het oos gekyk. Die water het regs van die tempel weggeloop, suid van die altaar verby. Die man wat my toe by die noordpoort uit en om na die buitenste oospoort toe. Daar syfer die water toe regs langs die poort uit. Die man het oos gestap en met die maatlyn wat hy by hom gehad het, 500 meter afgemeet van die oospoort af. Toe laat hy my deur die water loop. Dit was enkel diep. Hy het nog 500 meter afgemeet en my deur die water laat loop. Dit was kniediep. Hy het my nog 500 meter afgemeet en my deur die water laat loop. Dit het tot by my heupe gekom. Toe meet hy nog 500 meter. Maar toe was die water 'n stroom waar ek nie kon deur nie. Die water was diep, sodat 'n mens sou moes swem. Dit was 'n stroom waar 'n mens nie kon deurloop nie. Die man sê toe vir my, sien jy dit, mens? Hy laat my toe al langs die stroom terugstap. Terwyl ek so terugstap, sien ek daar staan groot, hoë bome, weerskante op die stroom se wal. Die man het vir my gesê, hierdie water loop weg na die streek oos toe en af na die Jordaanvallei toe, waar dit in die dooie see sal inloop. Wanneer dit in die dooie see inloop, sal die water van die dooie see vars word. Waar die stroom ook kom, sal dit wemel van al die soorte diere en daar sal baie vis wees. Die water loop af na die dooie see toe en sal die see vars maak. Waar die stroom kom, sal alles lewe. Daar sal vissers langs die dooie see staan, van En-Gedi af tot by En-Eglaim. Dit sal 'n plek wees waar hulle nette droog maak. Daar sal net soveel soorte vis wees as in die groot see en net so baie. Net die water in die morasse en kuile langs die dooie see sal nie vars word nie, want hulle moet sout bly. Weerskante op die wal van die stroom sal allerlei vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verlep nie, en hulle vrugte sal nie opraak nie. Hulle sal elke maand dra, want die stroom se water kom uit die heiligdom. Die vrugte sal daar wees om te eet, en die blare om genesing te bring. Tot sover. Nou, julle sal sien, ek het nou die tema vanoggend staan na Tempelfontein. Nou, die rede agter dit is, ek weet nie of julle dalk onlangs nou op RSG geluister het na die gesprek wat hulle gevoer het met Prof Matilda Burden oor haar boek Op Reisfontein. Ek weet nie, het van julle dit dalk opgemerk nie, maar sy is 'n professor by die Universiteit Stellenbosch en sy het 'n studie gemaak om te kyk hoeveel keer die woord fontein gaan voorkom in name en plekname reg deur Suid-Afrika. So sy het gegaan en sy het ontdek dat oor die 5000 plekke het die naam Fontein 'n verbuiging daarvan. En dis 'n interessante name, soos Koeksusterfontein. Op Reisfontein is nou wat sy nou het, Beskuitfontein, wat ons ken die ander kant, Middelburg. Julle ken dalk fonteine hierop, né? Maar die woord met die verbuiging by fontein is iets wat ons in Suid-Afrika nog al, wil ek amper sê, misbruik het, né? Ons gebruik hom saam met redelik alles. Maar iets van dit
wat ons hier in Suid-Afrika dalk nou gedoen het met hierdie pragtige woordjie fontein, is om te sê, daar waar daar hierdie bron van lewe is, kan ons iets daar begin doen, né? Daar is lewe, daar's water, ons kan van daar af te werk gaan. En sy het ook ontdek, daar is ook name en plekname wat geskiedenis in het, wat hartseer stories het, verlatensfontein, of verwerpfontein, goed wat mense ervaar het, of beleef het, wat het hierdie naam dan ook gegee het. Nou vandag wil ek hê ons moet op reis wees met hierdie tempelfontein, met hierdie fontein uit die heiligdom, met hierdie fontein van God, wat begin daar in die eerste gedeeltetjie, waar hy sê daar het water onder die drempel van die tempel uitgeborrel. Nou, hierdie is nogal 'n visuele teks, dit is 'n visioen, so ek hoop julle het julle selfs 'n bietjie probeer inleef wat het gebeur. Daai eerste paar verse kan mens al gooi met die verskillende rigtings wat daar plaasvind, en mens mag dalk te mekaar voel na jy dit gelees het. Maar dit wil vir ons iets oordra, hierdie fontein wat daar begin het en dan begin oosvloei, is hier met die opkoms van die son, dit vloei daar na waar die lig dan ook is. Nou, hierdie Esegiel teksgedeelte, Esegiel beleef nou al visioene hiervan hoofstuk 40 af, en die man met die maatlyn is daar om vir hom dinge uit te wys en mee te help, en hy lei hom rond, en sy doel in hierdie gedeelte is, wat ons nou gelees het, is om vir Esegiel te kom sê, sien jy dit, mensekind? Sien jy dit waarmee God besig is? Nou die ou vertaling sê mensekind, sien jy dit mensekind? Dit is so pragtig, wanneer Hebreëus sê, sien jy dit seun van Adam? Sien jy dit? Jy wat grond is en weer na die grond te gaan terugkeer, sien jy dit waarmee God besig is? Esegiel se hierdie man wat hom rondlei, die Bybelkenners is nie almal seker wie dit presies is nie, maar die meeste sê dit is 'n gesant, 'n gestuurde van God, 'n engel, 'n boodskapper wat Esegiel se gids is om vir hom sekere dinge te kom uitwys en hom te kom herinner dit waarmee God besig is en om sy oë oop te maak. Sien jy dit, mensekind? Nou, ons vandag weet dat daar waar daar water is, waar daar fonteine is dit plek van lewe. En dit is iets wat ons as mense en mensdom al van eeue af opgesoek het, om hierdie plekke en hierdie bronne van water te kry, om dan daaruit en rondom dit dan lewe te vestig. Nou, die gedeelte speel af wanneer Esegiel hierdie visioen sien, waar Jerusalem se tempel is vernietig. Hulle is as ballinge weggevoer. Hulle is hopeloos en het totaal en al hulle hoop verloor. Hulle is bang en onseker. En hier kry Esegiel die visioen dat God se tempel, God se teenwoordigheid sal vloei en sal loop en sal lewe gee. Dis nie net 'n klein stroompie wat onder die tempel uitborrel nie, dit word hierdie groot, enorme rivier. Interessant, begin dit nie sterk nie. Dit begin nie as 'n waterval van water wat in die wêreld ingaan nie. Nee, dit begin klein, onbeduidend. En dit is baie keer hoe God werk in die wêreld, nee. Kyk maar net na Dawid, 'n jong skaapwagter, sonder aansien, die jongste van sy gesin, en hy word as koning gesalf. Jesus se disippels wat 'n handjievol was, wat hier en daar verstootlinge in hulle gemeenskappe was, word geroep en hulle verander deur God se Gees die wêreld. Jesus wat gereeld aandui wat iets soos 'n mosterdsaadjie kan doen, dat dit 'n groot boom kan word waar ander ook lewe kan kry. Iets wat klein lyk en klein is in ons menslike oë, word deur God gebruik
om iets groots in hierdie wêreld te word. Die vraag is, sien ons dit? Sien ek dit raak as mensekind? Hierdie rivier begin en hy begin sterk. Binne 500 meter is dit enkel diep. Volgende 500 meter knie diep, dan heup diep. Dan word dit so diep dat hy net daardeur kon swem en nie meer kon deurloop nie. Onstuitbare rivier. Nou, iets wat merkwaardig is dat die lewe wat God gee, meer word en sterker word, hoe verder dit wegbeweeg van die tempel af. Ons word baie keer vasgevang, en ek meen dit sal wonderlik wees, as die kerk vol sit, en hier 'n gebou is vol mense, maar ons dink baie keer, die wêreld moet net hierna toe kom, dan gaan alles beter word, nee. As almal net hier sal wees, dan sal die wêreld verander. Yes, ons hoop, dit kan ook so wees. Maar iets van hierdie visioen sê vir ons, God is aan die werk, sy water vloei uit, en is op die onwaarskynlikste punte en plekke, waar mens God se genade daar kan beleef en ervaar, waar mens God se koninkryk sien, waar mens sien hoe dit werk. Esegiel se visioen kom daagliks uit, om verder te kyk, om God se hand raak te sien in hierdie wêreld. Sien ons waarmee God besig is. Sien ons die klein stroompie wat vloei, wat in 'n magtige stroom verander. Of raak ons so vasgevang in wat in ons samelewing aangaan, dat ons nie meer God se werk kan raak sien. Raak ons so bedruk met wat gebeur daar buite, dat ons nie meer kan sien, maar God is reeds aan die werk. God se water vloei al reeds daar buite. Die vraag is ek deel van die stroom? Klim ek in hierdie stroom? Word ek gevloei deur hierdie water? Of waar is ek? Sien ons nog dat mense kan verander word? Liewe gemeente, ons as gelowiges, ons sê so maklik, niks sal enige iemand kan verander nie. Daar sal niks die mense verander of ons situasie verander nie. Dan wil ek sê, is ons verskriklik ongelowig. Want as gelowiges moet ons kom sê, God se gees is in staat om alles te kan verander. Mense se harte te kan verander, gedagtes te kan verander. Ons kan nie sê, iemand sal nie kan verander nie, of situasies sal nie kan verander nie. Dan sê ons, God het nie krag nie. Dan sê ons, God se gees kan nie werk en vloei deur hierdie wêreld nie. Sien ons raak waarmee God besig is. Sien ons die water wat uitborrel uit hierdie tempelfontein uit en onder deur die drempel gaan en vloei en sterk word. Wat baie interessant is dat hierdie gedeelte gaan hierdie lewende water na die dooie see toe. Die dooie see het sy naam, juis omdat niks daar binne kan leef nie, as gevolg van die hoë soutinhoud. So hierdie visioen kom sê dat God se lewende water, daardie water gaan verander. Daar waar daai doodsheid is, lewe bring. Soveel so dat die visse gaan krioel en gaan wemel. Maar glo ons dit? Glo ons dat God in hierdie wêreld die doodsheid in lewe kan verander? Glo en vertrou ons dat ons 'n God dien waarvoor niks onmoontlik is nie. Of raak ons maar net deel van die stroom wat sê niks gaan verander nie. Dit is te vergeefs. Waarom sukkel ons so? Waarom probeer ons? Hierdie rivier van Esegiel vloei. En dit sê dat dit gaan juis daar waar daar doodsheid is, waar dit nodig is. Na plekke, dit gaan nie na plekke wat reeds gesond en reg is nie, maar na gebroke mense, gebroke harte, gemeenskappe wat hoop verloor het.
gesinne wat stikkend is. Mense wat hulle self vasgeloop het. Want iets wat ons hoor vandag in die teks is, oral waar hierdie water gaan kom, oral waar hierdie rivier gaan kom, sal daar lewe wees. Alles sal leef waar die stroom kom. En hier gaan dit nie oor ons eie vermoëns nie. Alles leef omdat God daar is. Wat merkwaardig is van hierdie skrifdeel vanoggend, is dat ons as gelowiges ons dalk op verskillende plekke in hierdie visioen kan sien. Ons kan die persoon wees wat gelei word om nou te moet sien waarmee God besig is, of ons kan dalk die persone wees wat visvang, wat besig is om daar te sit, om hierdie wat God gee te geniet. Baie mooi is dat daar selfs plekke gaan wees waar die vissers hulle nette kan droogmaak. En hierdie klein gedeelte spreek dat God vir ons selfs rus en orde en voorspoed vir ons wil gee. Jy hoef nie die hele tyd te gejaag te wees nie. Om te rus is nodig. Daar is genoeg vis en genoeg tyd. En dan, die deel wat ons dalk baie oor kan wonder, is hierdie soutkuile wat sout bly. Want waarom maak God nie alles gesond en reg en heel? Maar ons moet ook verstaan, in daardie tyd was sout se groot rol wat hulle gespeel het in reiniging en handeldryf en gesond maak en selfs in genesing en rituele van aanbidding. Elke deel het sy plek en doel. Elkeen het 'n taak en 'n rol. God se skepping is nie chaos nie, dit is doelgerig. En dit is daar om ook vir ons te herstel te kom wys. Hierdie visioen bereik sy hoogtepunt wanneer ons by die bome kom wat groei, wat vrugbaar is, wat sonder ophou elke maand vrug dra, blare wat nie verlep nie, vrugte wat nie opraak nie. En hierdie gee vir ons hierdie transformerende beeld van dit wat daar in Genesis gebeur het, wat weer herstel word en nuut word. Die vloek van Genesis word omgekeer. Die droogte wat die ballinge beleef het, word vervang deur oorvloed. Alles leef en weef as gevolg van die teenwoordigheid van God. Dit wat uit God se teenwoordigheid vloei, dit voed nie net nie, dit herstel en genees. En ons wêreld het dit albei nodig. Ons wêreld het nodig dat God se teenwoordigheid beleef en ervaar word. Dat daar voedsel vir die liggaam gegee word en genesing vir die wonde. En so dat God se koninkryk in hierdie wêreld verder uitbrei. Wanneer ons in Openbaring lees van die nuwe hemel en nuwe aarde, dan gebruik Johannes dieselfde beeld. Die rivier van lewe vloei uit God se troon en die boom van die lewe se blare bring genesing vir die nasies. Jesegiel kom sê vir ons God se bedoeling, sy finale bedoeling met die skepping. Die vraag is, sien ons raak? Sien jy dit, mensekind? Sien jy dit waarmee God besig is? Of raak ons so vasgevang in dit wat verkeerd is? Sien jy die klein stroompie wat reeds vloei? Sien jy die lewe wat God bring waar daar dood was? Sien jy die verandering wat God bring wanneer sy teenwoordigheid op plekke kom? Jy het gesien hoe mense se lewens herstel word. Jy het gesien hoe gemeenskappe hoop kry wanneer hulle vir God ontdek. Sien jy die genesing wat kan gebeur wanneer God se
teenwoordigheid sigbaar word. Want waar God teenwoordig is, begin lewe. Waar God teenwoordig is, begin hoop. Waar God teenwoordig is, gebeur daar genesing en word mens versadig. Mag ons deur hierdie visioen van Esegiel, mag ons herinner word dat vir God is niks onmoontlik nie. Dat iets met iets kleins kan begin en dat God se teenwoordigheid in hierdie wêreld meer as ooit nodig is. En dat ek 'n taak, 'n rol en 'n doel het in daardie stroom. Ek 'n taak en 'n rol het, dalk as 'n vrugteboom. Maar dat ek my doel gaan ontdek, sodat ek kan bydra tot God se koninkryk. Mag ons geloof so oopgaan. Mag ons nie vaskyk en sê dinge sal nooit verander nie. Maar mag ons met geloofsoë optree en sê, maar by God is alles moontlik. Mag ons deel word van daardie tempelfontein en herinner word dat God se rivier deur hierdie wêreld vloei. En mag ons hierdie uitnodiging aanvaar vandag om op te let en te sien. Sien jy dit, mensekind? Verstaan jy wat God doen? Want oral en alles waar hierdie stroom kom, sal daar lewe wees. Amen. Here, dankie vir die voorreg om vandag in hierdie teenwoordigheid te kan wees. Here, maar mag ons besef dat U nie net hier is nie, maar U is reeds daar buite. U is reeds oral. Die vraag is net, sien ons dit raak? Sien ons die werke reeds raak en vra ons onsself, hoe kan ons daarvan deel word? Here, mag ons, wanneer ons hier uitgaan, oplet hoe die bome groei, oplet hoe daar vis is, oplet hoe U lewe gee. En mag ons daardie vrugtebome van genesing en voeding, mag ons seker maak, dis nie net vir ons nie, maar dit word uitgedeel. Here Jesus, ons bid dit alles in die groot en heilige naam. Amen. Ons gee geleentheid vir die offergawes en net so 'n paar afkondigings. Net so 'n paar afkondigings. Eerstens wil ons net sê ons dink aan Tannie Margriet Daniels. Oom Billy is Vrydag skielik oorlede. Na 'n lang rukkie waar hy ook nou gesukkel het met sy gesondheid en ook hier in die hospitaal gelê het. So ons dink aan hulle as familie wat hierdie tyd van hartseer en verlies gaan. En ons hoop dat en ons bid en hoop dat God se Gees ook vir hulle nodige troos sal gee in hierdie tyd. Dan het ons Woensdagoggend het ons met manne bidtuur begin wat al vir 2 Woensdae terug wat verby is, maar ons wil graag sê dat dit is 'n uitnodiging vir alle mans van alle kerke, is nie net vir Kraddock Noord nie. En ons wil graag aanmoedig dat dit 'n groep is vir mans waar jy die geleentheid kan hê om in die oggend net te kan kom deel of net te kom sit en luister, waar ons geleentheid gee om vir mekaar dan ook voorbereiding te doen. Dit is belangrik dat daar 'n ruimte is vir mans om te kan deel en te kan sê as daar iets is in hierdie wêreld wat te moeilik raak of te veel raak
Ons wil graag ook met die stigma rondom die idee dat 'n man nie mag sê hy kry swaar nie, wil ons graag breek en sê asseblief, hier is 'n ruimte, hier is 'n geleentheid. Die taak, die doel is dat ons dit Woensdagoggende kom doen om 6:00, ons kom hier by die kerk bymekaar. So alle mans is welkom om dit te kom bywoon. Dan net so hierdie Vrydag is dit ons gemeentefunksie van Kraddock Noord. So enigiemand is wat dalk nog wil kaartjies hê, is julle welkom om myself op die kerkkantoor ook te kontak. Baie dankie. Kom ons sluit af met die slotlied daarom. Ons kan dit staande doen. Ontvang die seën, die genade van ons